Die wêreld waarin Jesus mens geword het, was blink in sy eie oë, maar vuil in God se oë. Dit was 'n wêreld vol indrukwekkende tempels en tradisies, vol skrifgeleerdes en seremonies, 'n wêreld wat gedink het, dit is glorieryk. Selfs die duiwel het vir Jesus die glorie van al die koninkryke gewys. Kom ons lees Matteus 4, daar die 8ste vers. Weer neem die duiwel hom saam na 'n baie hoë berg en wys hom al die koninkryke van die wêreld en hulle heerlikheid. Maar die heerlikheid, die glans, was 'n masker. Onder die goud was roes. En daarom moes Jesus nie net kom om ons van die sonde om ons en in ons te red nie, maar ook van ons geregtigheid. Ons eie geregtigheid waarin ons dink dat roes goud is. Maar ons lees ook baie duidelik in Jesaja 64 vers 6. En ons het almal geword soos 'n onreine, en al ons geregtighede soos 'n besoedelde kleed. Dis 'n skokkende uitspraak, want ons dink graag dat ons goeie dade 'n skitterende kroon is. Maar God sê, selfs jou beste pogings is besmet. Die grootste vyand van die vreugde waarvan Kersfees getuig, is nie openlike sonde nie, maar die koue en grimmige selftevredenheid van eie geregtigheid. Dit is 'n vreugde wat ander veroordeel, wat trots is op jou eie prestasies, maar blind is vir genade. Die probleem met eie geregtigheid is nie dat dit te veel van geregtigheid het nie, maar dat dit te min van vreugde het. Dis 'n grys skaduwee wat die kleur van genade steel. In die geloofsbelijdenis van Nicea bely ons dat Christus terwille van ons mense en ons saligheid neergekom het. Hy het gekom om die sonde van trots en selfverheffing te breek. Dit was maklik om die tollenaars en die prostituie te oortuig dat hulle sondaars was. Maar die godsdienstige hardlowers, dis 'n ander storie. Hulle het gedink hulle is regverdig. Hulle het gedink hulle het God se guns verdien. Maar Jesus het gekom om te wys dat eie geregtigheid net so dodelik is as openlike sonde. Hy het gekom om die wet te vervul, nie om vir mense wat dink dat hulle dit self kan regkry, 'n nuwe stel reëls te gee nie. En op Golgotha het die stryd tussen hierdie twee aardsvyande van geregtigheid en eie geregtigheid sy hoogtepunt bereik. Die volmaakte, sondelose en die ware regverdige is veroordeel deur die mees vername en gerespekteerde manne van sy tyd. Op daardie dag, toe eie geregtigheid gekruisig het geregtigheid self die eie geregtigheid doodgemaak. En dit is die grondslag van alle ware blydskap. Dat ons nie op ons eie regverdigheid hoef te staan nie, maar op Christus se volmaakte geregtigheid. Dit is die hart van die evangelie wat weer tydens die reformatie herontdek is. Die leer van regverdiging deur geloof alleen. Ons word nie gered deur ons werke nie, maar deur die werk van Christus. Ons word nie beklee met ons eie kleed nie, maar met sy kleed van volmaakte heiligheid. Die ironie van die evangelie is dat die enigste mense wat regtig regverdig is die wat weet dat hulle dit nie uit hulle eie is nie. Sien, die poort van die koninkryk is laag, sodat jy moet buig om in te gaan. Eie geregtigheid hou jou rug styf en genade buig jou knieë. En wanneer jy buig, dan ontdek jy dat
die vreugde van die Here jou krag is. Nie jou eie prestasie nie. Nou, hoe vermy ons eie geregtigheid tydens hierdie adventstyd in ons eie lewens? Eerstens, deur nederigheid. Erken dat jy niks het om op te roem nie, alles is genade. En tweedens, deur dankbaarheid. Vier God se goedheid, sonder om jouself aan ander te wil meet. En derdens, deur liefde. Gebruik hierdie tyd om ander te dien, nie om jou eie heiligheid te vertoon nie. Wanneer jy 'n geskenk gee, moet dit nie doen om jou eie beeld te blaas nie, maar om God se genade te weerspieël. Ja, ware geregtigheid is 'n geskenk, nie 'n prestasie nie. Ontvang dit met vreugde en laat eie geregtigheid sterf by die krib en die kruis. Want die kind wat in doeke toegedraai is die koning wat jou kleed van geregtigheid geword het. Kom ons bid saam. Hemelse Here, U het na die aarde gekom en al U hemelse heerlikheid prysgegee, om 'n verlosser te wees vir die laagste slaaf. Kom stroop ons asseblief van al ons eie geregtigheid. Dankie dat U ons met Christus se geregtigheid beklee het. Gee dat ons feesvierings hierdie Kerstyd daarvan sal getuig dat ons nie meer in ons eie besoedelde kleed roem nie, maar in die feestelike gewaad waarmee U ons beklee het. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.